wat is 'n verbond? 'n Verbond is eensaidig van God se kant af en van my kant af. Met ander woorde, dit kom van my kant af. Ek het 'n besluit geneem en ek het my gekommit tot hierdie verbond. So dit is nie iets wat sê ek moet en jy moet nie, maar dit is 'n eensaidige een van God se kant af. Dit is onherroepelik. Met ander woorde, as God het gesê het en dit is so, dan is dit so. Dit kan nie weer teruggetrek word nie. En dit is nie vernietigbaar nie. God sê in sy woord, dit wat hy by mekaar gevoeg het, kan geen mens uit mekaar uithaal. So dit is onvernietigbaar. Dit is die ding van 'n verbond. Dit is nie afhanklik van mekaar se prestasies nie. Met ander woorde, dit is nie as die ander persoon nie perform nie, moet ek nie perform. Dit beteken dat ten spyte van ek kyk nie na die ander prestasie nie, ek besluit om dit te doen. Ok, kom ons kyk 'n bietjie, hoe is hierdie verbond gesluit? Jy sien, binne 'n verbond het Adel gekom met al haar mense en alles, en Petrus het gekom met al sy mense en almal wat agter hulle is. En hierdie het hulle 'n besluit geneem en gesê, kom ons maak 'n verbond met mekaar. Ok, ons gaan nou hierdie verbond gaan, en hier is die voorwaardes van ons verbond. Ok, en die eerste stap was om 'n besluit te maak dat hulle wel kom. Dan het hulle gewoonlik hulle kleed gevat en gesê, hierdie is my kleed, dit is nou jou kleed. En ek het jou kleed gevat en ek het dit aangetrek en ek het gesê, ons is nou in 'n verbond en ons is by mekaar. Die tweede ding wat hulle gedoen is, hulle belde en hulle gordels aangevat en met mekaar geruil, want aan die gordels was gewoonlik die wapens en gesê, wie met jou sukkel met my. En ek het gesê, hier is my geld, ek gee my joune, en dan het ek jou wapens en jy het my wapens. En dan het hulle gesê, was al gewoonlik bloed gewees, en hulle het 'n dier gevat, 'n onskuldige dier en hom gesny. Of diere, kom ons sê maar net 'n dier gevat om in die helfte gesny, en wat hulle gedoen het is, die bloed het dan gevloei. En wat hulle gedoen is, hulle het in die vorm van 'n 8 figuur, het hulle geloop, en al hulle voete het hierdie bloed regdeur gevat, en hulle spore het so vermengel geraak met hierdie verbond, dat in hierdie verbond is al die spore en die bloed het gevloei. Wat hulle dan ook gedoen het, is hulle het hulle polse gesny, en hulle het hierdie bloed gevat, en hulle het so aan mekaar gevat, en hulle het gesê, dis nou, dit wat myne is joune, en dit wat joune is myne. En in hierdie verbond het hulle en die bloed gevloei. En gewoonlik kon jy sien dat as jy in die handelsplek gekom het en jy het gesien iemand het 'n paar verbonde, dat jy geweet jy nie met hom sukkel nie, want hy het verbond met mense gemaak. En hy is 'n verbondspersoon. En as jy met hom sukkel, gaan jy met almal wat hy in verbond was, gaan jy mee te doen kry. En dan het hulle gewoonlik gegaan en hulle het 'n maaltyd gevier en hulle het vrolik geraak en hulle dit wat hulle gedoen het in die verbond, het hulle net in 'n maaltyd gevier. En hulle het ook gegaan en hulle het 'n boom geplant, dat as 'n visuele teken van hulle verbond, dat soos wat die boom groei, het hulle almal geweet dat hierdie is die teken van hierdie verbond. Nou kom ons kyk gou na die Ou Testamentiese verbond, wat ons het, wat God gekom en hy het gesê, ek gaan vra vir Brendan en vir Joshua om my gou te kom help. Ok. Brendan stel vir ons die hoofpriester voor, en Joshua is die ene wat nou gesondig het. En wat hy gedoen het, is hy het 'n lammetjie gebring. Julle moet nou mooi kyk, hier is 'n mooi lammetjie. Ok. Hy het sy beste lammetjie het hy gebring, om te kom versoening doen vir sy sonde. En hy het gebring, en hy het hierdie lammetjie gebring vir die hoofpriester. Nou wat die hoofpriester gedoen het, is die hoofpriester het hierdie lammetjie gevat, en hy het hom mooi deurkyk. Hy het mooi gekyk, hy het seker gemaak dat daar geen vlek, geen ding is nie, en hy het hierdie lammetjie gevat, en hy het seker gemaak dat alles reg is.
En as hy tevrede is dat hierdie lammetjie sonder vlek, sonder enigiets is, het hy gevat en Josua moes vat en hy moes hierdie lammetjie se keeltjie. So hy moes van sy kant af moes hy die aksie doen om die lammetjie se lewe te neem. En uit hierdie het die bloed gekom en dit is opgevang in 'n bakkie en dit is vir die hoofpriester gegee. Die hoofpriester het na God toe gegaan en gevra en het dit voor hom gebring en gevra vergewe hierdie Josua se. En nou Josua se sonde was vergewe vir 'n jaar lank. Maar na 'n jaar moes hy presies weer dieselfde ding doen. So hierdie verbond was nie 'n perfekte verbond nie. Dis om te sê die ou verbond was nie perfek nie. En God het 'n beter verbond gekom. Nou kom ons kyk gou-gou. Ek gaan vra dat Adel vir ons kom help. Okay. Nou in die nuwe verbond was daar 'n beter verbond. Staan vir ons 'n bietjie nader. Dankie. En in hierdie verbond was daar, jy sien, en as jy agtergekom het, toe die hoofpriester gekyk het na die lammetjie, was sy fokus nie op wat Josua gedoen het nie. Sy fokus was wat op die lammetjie was, dat die lammetjie perfek was, en dat die lammetjie mooi en gesond en perfek was. Jy sien in dieselfde met hierdie verbond, God het gekom en gesê, God die Vader het gekom en gesê, ek stuur my seun, en hy's perfek. En jy sien wat gebeur het, God het vir Jesus op aarde gesit, en hy was sonder sonde, sonder enige oortredinge, vlekkeloos, hy was die vlekkelose lam. Sien wat gebeur het, God het gekyk na Jesus, en Jesus het vir ons aan die kruis gesterf en het sy bloed gegee as deel van die verbond. En hy het gesê, ek kom as die vlekkelose lam om vir julle bevryding te gee en volkome vryheid te gee. En wat nou gebeur is God die Vader kyk nie meer na Josua nie, sy fokus is nie op Josua nie, want hy weet die perfekte lam was Jesus Christus. So wat God die Vader doen is hy kyk deur die bloed van Jesus Christus, as Josua hom aangeneem het, is Josua nou vlekkeloos, want hy sien vir Josua deur die bloed van Jesus Christus. En daarom is hy vry. Hy is in 'n beter verbond, omdat die offer wat gebring was, 'n eenmalige en finale offer was. Dit was nie een wat elke jaar moes herhaal word nie, maar dit was die volkome verbond vir vryspraak. En in hierdie verbond het Jesus vir ons vryheid kom gee. En hy het besluit, toe Josua besluit het om Jesus aan te trek, om homself te bekleed met Jesus Christus, sien God die Vader vir Jesus. So as Josua dan voor God staan, sien hy Jesus. En hy is volkome in die regte stand met God. Hy het homself so geposisioneer dat God Christus sien. En hy is in die regte stand. En dit maak hom 'n koningskind. Hy is nou bekleed met Christus binne in hom. Dankie julle twee. Mama? Ok. Ek gaan afsluit, want ons gaan net vinnig weer kyk na wat is die verskil tussen 'n kontrak en die verbond. Jy sien, Jesus het gekom en hy het vir ons daai perfekte verbond met God laat maak. En dat God se oë is nou op ons, die wat ons harte rig op God. Dan word ons het 'n besluit geneem om die testament te begin lees. Ons is nie meer soos 'n Sarah wat die van die begin af wat nie gelees het nie. Was die testament altyd daar? Ja, maar sy het dit nie gelees nie. En omdat sy dit nie gelees het nie, het sy nie verstaan dat sy ryk was eintlik nie. Dat eintlik alles aan haar behoort het nie. Die hele koninkryk van
die hertog en die hertogin het haar behoort na hulle afsterwe. En na Jesus se afsterwe en met sy opstanding het ons ook die geregtigheid van God gekry. Ons het ook nou in hierdie verbond met God die Vader is ons erfgename. Ons het op 'n plek gekom wat ons nie meer net huurlinge is nie, maar ons is erfgename, mede-erfgename saam met Jesus Christus. En as ons verbond lees en ons verbond verstaan, sal ons weet dat ons nou in die regte verhouding met ons. En in ons huwelik, as ons in ons regte verhouding met Christus inneem, kan ons binne in hierdie verhouding, kan ons weet dat ons doel nou is om hierdie maatjie van ons op te lig. En ons verbondsverhouding met ons maatjie is nie meer op 'n kontrak wat sê, dis deur 'n papier en pen nie, maar dit is nou 'n bloedsverbond tussen my en haar. Dis nie meer wantroue soos 'n kontrak wat sê, as sy dit doen, moet ek dit doen nie. Daar's nie meer daardie wantroue nie, maar daar's nou 'n vertroue dat maak nie saak wat sy doen nie, omdat ek 'n besluit geneem het, gaan ek goed aan haar doen. Dis nie meer voorwaardelik nie, dis onvoorwaardelik. Met ander woorde, dis nie meer te sê as jy dit doen nie, dis te sê maak nie saak wat jy doen nie, ek het 'n kontrak, 'n verbond met jou gesluit en in hierdie verbond gaan ek kies om jou altyd op te lig en vir jou goed te wees. In 'n kontrak kyk jy altyd wat jy uit 'n kontrak uit kan kry. In 'n verbond sê jy, ek is bereid om myself te gee vir jou. 'n Kontrak is resultate gerig, waar 'n verbond verhouding gerig is. Om te sê, ek wil eerder met jou 'n verhouding hê. Nie kyk wat jy vir my kan doen, of wat jy vir my kan beteken nie, maar dit gaan in 'n verhouding. 'n Kontrak sê, kom ons kyk wat kan ek daaruit kry. En in 'n verbond sê ek, wat bring ek na die tafel toe? In 'n kontrak sê ek hou jou teen 'n armlengte. In 'n verbond sê ek is in 'n verhouding met jou. In 'n kontrak sê ek dit gaan oor my gerief. In 'n verhouding, 'n verbond sê ek dit gaan vir my oor 'n kommitment wat ons vir mekaar gemaak het. In 'n kontrak sê jy moet dit doen. In 'n verhouding sê ek wil dit doen. In 'n verbond sê ek wil dit doen. 'n Kontrak is vir 'n tydperk. 'n Verbond is vir ewig. 'n Kontrak sê word versterk deur die hof. 'n Verbond word versterk deur jou karakter. 'n Kontrak is volgens 'n wet. 'n Verbond is volgens die liefde. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons as verhoudingspaartjies by mekaar kan staan. En Here, dat ons weet dat ons nie langer volgens 'n kontrak hoef te wandel nie. En dit wat in die verlede gebeur het in ons ouers en ons eie huwelike tot dusver, Here, dat ons eerder sal kies om van vandag af vorentoe te fokus op ons verhouding met mekaar in kontrak. En dankie Here dat U woord vir ons dit bevestig, dat U die aarde deursoek na paartjies wat hulle harte onverdeeld op U sit. En ek wil bid Here dat U elkeen van ons paartjies wat vandag hier luister, dat U ons harte sal versterk, dat U vir ons sal gee. En ek dank U daarvoor in Jesus se naam.